Here aan u voorhou as 'n bemoediging om in die gees van God te wandel. Vanmôre gaan dit weer 'n lering bediening wees, want ek voel dat as daar tyd is om totaal en al een te word met God, is dit nou. Om so 'n intieme verhouding met die Here te hê, soos nog nooit van hierdie wêreldse geskiedenis nie. Ons is op die vooraand van die wegraping, en ek wil vir jou sê, net die wat die wil van Vader doen, en die wat 'n intieme verhouding het met God, wat Jesus Christus aangeneem het as hulle saligmaker, en wat vol is van die Heilige Gees, gaan die wegraping deelagtig wees. Want wie gaan ons wegraap? Die Gees van die Here. En ek wil vir u sê, en nou daarom sê ek met 'n bemoediging vanmôre vir u wees, om soveel te leer van die Heilige Gees. En vanmôre het hy deur sy sprekentaal en uitleg het hy alreeds, woord van kennis en wysheid, het hy reeds bevestig wat is God se gedagtes rondom sy Heilige Gees. Hy het bevestig in die bidkamer. Hy het oral het hy dit bevestig vanmôre. Nou, u gaan die woord oopmaak op Romeine 8. Vanmôre geen woord behoort veroordelend te wees nie. Dit kan 'n loodskiet in ons lewe wees. Kan ons aktiveer om reg te lewe, né? Maar vanmôre is dit 'n bemoediging wat ek vir u wil sê, om te wandel in die Gees. Te wandel in die Gees. Nie enige Gees nie, die Heilige Gees. Ek kry ons maar mense en dan, ek het so iemand geken, sy het 'n band gemaak. Ons gaan vanaf vers 1 lees, want sy het altyd gesê, die Gees sê dit. Of ons sit ons sommer net in 'n vertrek, en sy sê, die Gees is besig om te praat. Ja, wat gaan die aan, ek vinnig hier inkom. So het sy gefunksioneer. Maar ons moet absoluut wandel in die Gees. Wat is wandel? Ek het laas het ek het regtig mooi uitgeleg. Om te wandel in die Gees is absoluut 'n stadige beweging. Dit is nie, as jy wandel, dan stap jy nie vinnig nie. Daarom sê die woord, ons moet opreg soos 'n duif wees, en so versigtig soos die slange. Dis so baie mense vanmôre nie hier nie, want hulle dink ons hulle kan op vakansie hou, as die kerk, as die skool nog nie begin het. Dis ook by die huise pastoor. Kerkkoes man. Maar prys die Here. Indien u wandel met die Heilige Gees, of wandel in die Heilige Gees, dan is u nie vinnig nie, u stadig, u berekenend, u hoor by God se Gees, en dan tree u op. Ons grootste foute, wat ons al in ons lewe gemaak het, is ons temperamente, wat nie onder die Heilige Gees beheer gekom het. Ek net gaan met die brille opsit. Vir ons besoekers, ons sê nie ons het alles reg nie, maar ons doen presies soos wat die woord van die Here sê, en daarom hou ons selfs elke diens nagmaal, want die woord van die Here sê, so dikwels soos julle by mekaar kom, moet ons die dood van die Here Jesus herdenk. En ons doen alles op die fondasie van Vader, Seun Jesus Christus en God die Heilige Gees. By ons is daar niemand anders nie, dis die drie Godheid vir ons, en hulle is een, en dan die syferwoord, die 33-53 vertaling, alhoewel daar ook maar baie goedjies ingeskryf is, maar tans is daar so baie vletjie goed, dat hierdie is die syferste een wat ons kan gebruik, né? Die Pentekoop sê, die nuwe lede lewe onder die genade, die gees van heiligheid en aanneming as
as kinders. Ek gaan nog weer lees. Die nuwe lewe onder die genade. Wil net hier stop. Prosperity preaching het die wêreld in 'n toestand. Prosperity preaching, jy kan maar lees as jy is daar onder die genade tyd. Ek het rarig vir al mense nuus. Soos wat jy leef in die wêreld, doen dit wat jy wil, en aangaan in jou prosperity lazy boy, jy gaan nie hemel toe nie, jy gaan hel toe. Net in die eerste sin, die nuwe lewe onder die genade, het jy daar oud gesê, ag nee man, my broer, genade van die Here. Repent bestaan vandag nog. Ek sê vir jou, ons moet ons bekeer van ons verkeerde leefstyl. Ons moet ons bekeer van ons verkeerde denkwyse. Ons moet ons bekeer tussen ons broers en ons susters. Ons moet die ware liefde van God terugbring in die kerk en in die liggaam van die Here Jesus. Ons wil hierdie jaar wil ons een word met Jesus Christus. Ons wil na aan Jesus kom. En daarom moet die waarheid gepredik word. En dan sê hy die gees van heiligheid, wie is heilig? Die Heilige Gees. En dan die aanneming as kinders. Hy sê daar is dan nou geen veroordeling nie. Luister baie mooi, dis teaching vanmôre. Vir die wat in Christus Jesus is nie, en die stop hulle. Die stop die prosperity. Daar's ag nee, wat Pastorans, daar's geen veroordeling vir die wat in Jesus is nie. Luister gou wat sê die woord. Hy sê vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Met ander woorde, al het jy tot redding gekom, al het jy Jesus aangeneem, en jy wandel in die vlees, dan is daar veroordeling vir jou. Net vir die kinders van die Here, wat in die Gees wandel, is daar geen veroordeling. Amen. Luister mooi, kinders van die Here. Wie is bloedgewaste, wedergebore, Heilige Gees gevulde kinders van die Here? Steek julle hande op. Prys die Here. Daarom moet ons leef soos God se woord voorskryf. Hierdie hele woord is ingegee deur sy Heilige Gees. Jy mag geen jota, jy mag geen titel nie uithaal nie, en indien jy wandel in die woord, met die woord, in die Heilige Gees, deur die Heilige Gees, dan sal jy die regte lewe lei. Nou prosperity het die ouens geleer. Daar's geen veroordeling. Het julle al gehoor ouens spreek nie luister nie? Nooit verder nie. Daar sê hy duidelik, twee groepe. Die wat wandel in die vlees en die wat wandel in die Gees. Duidelik twee groepe. En ons moet die skeiding kom maak. Wie kan vanmôre 'n skeiding kom bring in jou lewe? Nie ek nie. Die Heilige Gees, hy is die wat selfs tussen die murg en die been kom skeiding maak. Tussen die siel en die Gees kan skeiding maak. Daarom moet ons vanmôre skeiding maak in ons eie lewe en sê, Here, kom wys my waar in die vlees. Want dan is ek nog in veroordeling. Baie van kerke wil nie hierdie goed hoor nie. Baie mense wil dit nie hoor nie. Goed, nou sê hy, vers 2, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak. Van die wet van die sonde en die dood. Met ander woorde, daar's twee wette. Weereens, daar's 'n geeswet. Ken jy ooit al die geestelike wette van God? Met die maat waarmee jy oordeel sal jy geoordeel word. Daar is dan maar geeswette dan. Kom ons vat nou maar die fisiese wet, die wet van gravitasie. Onthou, hierdie is 'n bemoediging sodat u Heilige Gees nou meer gaan leer ken. So jy gaan nou studie doen oor die Heilige Gees hierdie week wat voor lê,
sodat ek en u vol word van die Heilige Gees. Paulus, 'n man wat my inspireer, selfs as hulle lyk op doodsbenere geval het hulle opgestaan. Selfs sy bene was deurdronge van God. Is dit sy bene wat mense laat opstaan? Nee, dis die salwing. Wat is die salwing? Dis die Heilige Gees. Amen. Nou sê hy, wat die wet van die Gees van die lewe en die wet van die sonde en die dood. 2 wette. Die wet van gravitasie is, jy kom op hierdie dak klim en jy gaan sê, ek sal nie val nie. Ek sal nie val nie. Jy kan het jou maar 100 keer sê, jy kan spring. En na, vir jou. Jy gaan seker. So is daar geweldige geeswette van God, wat ons nie mag opneem. Ek kan nie daarin gaan nie. Ek gaan soos wat die Heilige Gees my lei, gaan ons aangaan in hierdie dienste, om ons te aktiveer, om terug te kom na die standaard, wat God ons voorgeroep het. Wie weet, ons kom deur 'n moeilike tyd in die wêreld. Ons kom deur 'n moeilike tyd in ons lewe. En baie van ons het verkoud, baie van ons het verarm, baie van ons het langs die pad moedeloos geraak. Daarom moet ons geaktiveer word. Daarom moet ons weer hernieu word deur God die Heilige Gees. En ek gaan dienste hou vir die dooping met die Heilige Gees. Want ons moet weer vol word van die Heilige Gees. Want met die wegraping, as die Gees van God nie meer in my lewe is nie, wie gaan my wegraap? Sy Gees, ek moet so deurdronge wees van sy Heilige Gees. Amen. Nou die wet van die Gees van die lewe is deur God tot stand gebring. Maar die wet van die vlees is tot die duiwel tot stand gebring. Daarom moet ons so bid om te onderskei. As ons nie onderskeiding het nie, gaan ons werklik waar mis. Dis een ding in vandag se lewe, met die korrupte lewe wat ons het, alles wat aangaan om ons. Ek en u is die lig, ek en u is die sout van hierdie aarde. En daarom moet ons so meer gaan onderskei wat op aangaan. Ons is die bruid. Ons moet geaktiveer wees. Ons moet hoor, ons moet sien, ons moet proe, ons moet ervaar. Wat moet ons ervaar? Die Godheid, die volmaakte plan van die Here. Nou sê hy, ek kom tot by vers 4, is 'n goddelike openbaring vir u. Hy sê, want God het vir die wat die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie siel in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees. Met ander woorde, God die Vader het wel 'n plan in werking gehad. Hy het sy seun Jesus gestuur. Op die kruis van Golgotha het die volle impak van die wêreld se sonde, van elke ongeregtigheid, van elke siekte op Jesus gekom. Hierdie dien as. Hy het ons in die right standing with the Father gebring. Maar weet jy wat? Nog steeds leef ons of dit nie gebeur het nie. Sê die woorde aan julle vrug sal julle geken word nie. Your fruits will show everybody. As jy rondloop met die hiermerige gesag, en die hiermerige wat so sê vriendelik, jy is absolute donderwolk waar jy beweeg, is dit die vrug van die Heilige Gees. Die woord van die Here sê ons byt en ons eet mekaar so op, die een verteer die ander. Is dit die vrug van die Heilige Gees. So ons moet kom om die Heilige Gees se werking in ons lewe te verstaan. Hy sê sodat die reg van die wet vervul kan word. Luister gou mooi. Hy sê vers 4, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Watter reg moet vervul word? Die reg van die Heilige Gees.
Dis al wet wat nog moet vervul word in ons lewe. Want jy sien, ons het ons nou net gehoor, ag, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie, en verder gee ons nie om, dat hierdie wet van die Heilige Gees moet in ons volbring word nie. Wat beteken dit? Hy sê enige judgment, besluit teen jou, is dood. Want die wet het, waar is die doodse angel? Selfs moet ons die wet van hierdie Gees vervul, sodat ons verganklike liggame 'n onverganklike liggaam kan kry. Het jy geweet, as jy so vol word van die Heilige Gees, kan jy net so weggeraak word. En Henoch het hierdie wet vervul van die Gees. Hy het so met God gewandel, toe hy nog soet is in weg. Manne en vroue van God, waar is ons op hierdie standaard van die Here? Jy sien, ons dink, ons gaan maar sommer nou net, ons moet nou sit op ons lazy boys, ons wag vir die wegraping. Jy sien, wanneer ons nog die wet van die vlees doen, dit is wanneer ons nog skrik, dis wanneer ons nog kwaad is, dis wanneer ons al hierdie ander goed, ek wil nie eens praat oor die negatiewe goed nie, maar is feite, maar wet van die Gees, en u weet wat is die vrug van die Heilige Gees. Nou die Heilige Gees het vrug, hy het gawes, hy het bekwaammaking, hy het sekere attributes, hy het sekere goed waardeur hy werk, hy kan hoor, hy kan sien, hy het emosies, hy kan ruik, hy kan alles doen. Die Heilige Gees. Hy selfs die tweede intercessor. Christus Jesus in die hemel, hy op die aarde. Hy is die tweede advokaat. Christus Jesus in die hemel, hy op die aarde. U weet, en daar is net een middelaar. Sy naam is Jesus. Net een wat ons kon red. Maar Jesus het gesê, ek sal julle nooit weer as wese agterlaat nie. Ek gee vir julle die Heilige Gees, die ander trooster, een gelyk aan my. Ander trooster beteken the same character than me. Gelyk aan my. Hy sê, die reg van die wet moet vervul word in ons gedagte. Ons sê so maklik, we have the mind of Christ. Do you really have the mind of Christ? Then it will be the law of the Spirit. Jy sien, ons wil moet onderwerp wees aan God die Heilige Gees. Want hy sê, net die wat die wil van my Vader doen, die sal kinders van my genoem word. Selfs my oor moet so ingestel word wees vir die Heilige Gees om sy invluistering te doen. Hy is 'n gentleman. Hy sal nie afdoen op enige iemand. Jy sien in so baie, en ek wil sê, hy selfs jou mond moet onder sy beheer kom. Jy sien so baie kinders, en daar is baie valse laste wat op ons gelê word. Nommer 1, ek weet nie of jy hoor nie, al gehoor het nie, ek was al in mense se kringe wat, hulle sê vir my, hoe praat die Here heeldige aldag met hulle? Jy kan net iets doen, dat die Here het al vir hulle gesê, maar voel jy net so goed? Weet jy wat, God praat met al sy kinders. Hy praat met al sy kinders, dit is vir jou om te luister. Ok, so, kom ons gaan gou na vers 5 toe. Want die wat vleeslik is, dis nou die wet van die vlees. Bedink vleeslike dinge. Chickie monkeys. Moenie vir my sê, moenie vir my sê wat om te doen. Dis rebellion. It's a sin of witchcraft. Then you are what? A witch.
God. Gehoorsaamheid is beter as enige offergawe. Gehoorsaamheid waaraan? Aan God en Heilige Gees. Ja, God se woord, dit is reg. Hy sê, maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Jy weet, as ek geestelik so ingestel is, so volgens van God die Heilige Gees, indien daar enige suurdeeg inkom, of iemand suurdeeg na my kant toe kom, waarvan praat jy? My oog is reg. Waarvan praat jy? My oor is reg. Waarvan praat jy? Ek is nie so nie, ek kan nie, it's not in my DNA. I'm a spiritful woman. En dit is hoe ons kan onderskei, wanneer daar nog vlees in ons lewe is. Want jy hoor, jy sien met 'n ander oor. Jy hoor met 'n ander oor. Jy weet, jy kan deur God die Heilige Gees, ek het dit al met iemand beleef so 'n paar jaar terug, het God die Heilige Gees vir daai man 'n awesome woord gegee. En onmiddellik staan hy, nee. Want hy wil nie hoor wat God se Gees sê. Maar wanneer ons hoor wat God se Gees van sê, moet ons onderwerp. And they don't like it. Om te onderwerp. Mense hou nie daarvan om te onderwerp. En ons moet submit. As jy nie kan submit nie, jy dink ek submit aan die Here, maar as jy nie aan die orde van God kan submit nie, en as jy nie aan die woord kan submit nie, is jy 'n rebel. Ons moet submit. Hy sê, want die vlees bedink vyandskap teen God. So wanneer, maar jy sê, wanneer dit onderwerp kom nie aan die wet van God wat die Gees is nie, maar dit kan ook nie. Wie sê dit duidelik? So wanneer jy vol vyandskap is, wat sê die woord? En jy bedink die vlees, vyandskap teen wie? Ons gaan wegkom op hierdie aarde, kinders van Here, ons gaan nie. Ons gaan nie wegkom op hierdie aarde nie. Soos wat jy jou broer en suster behandel, die broederliefde, ken julle broederliefde, ken julle werklik te compassionate broederliefde, al trap hy 10 keer op jou, al spoeg hy 10 keer op jou, dan moet jy waaragtig kan vergewe, jy moet waaragtig weer die persoon embrace, jy moet waaragtig weer die persoon optel, die broederliefde, maar alles wat anders is vyandskap teen God, nie teen jou broer nie, nie teen jou familie nie, nie teen jouself nie, maar teen God self. Hy sê in vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. O, ek behaag die Here. Wys vir my, en ek vra jy, en ek wil jy bemoedig, gaan skryf hierdie week, al die geeswette van God neer. Gaan skryf die vrug van die Gees, gaan skryf alles van die Heilige Gees neer. En dan gaan jy sien, hoe kom ons te God? Daar was 'n tyd toe ek saam die brand was van die Here. Verstaan? Kyk, hulle het in gate en gedak as hulle my gesien en hulle geweet, iewers gaan ek iets uitdryf en iewers gaan ek iemand opwek en iewers gaan iets gebeur. Wat het van ons geword, kerk van die Here? Waar is ons vuur vir die Here? Waar is die plan van God in ons lewe? Is dit nie oor ons vlees werk nie? Dat ons 'n vyand van God geword het en ons dink ons is op ons lyfie boys op pad hemel toe nie. Dis net om wakker te skrik. Sê by God, kom hernie ons, kom doop ons weer met die Heilige Gees. Kom raak ons weer aan met die Heilige Gees. Laat die vuur weer uit die hemel uit neerdaal op ons. Wanneer laas het jy so experience met God die Heilige Gees gehad, dat jy nie eers uit jou dit gevoel, jy het 'n out-of-body experience. Wanneer laas? Baie as ons 'n jaar laas pastoor. En God die Heilige Gees moet die belangrikste senterpunt in ons lewe wees naas Jesus Christus.
vers 5, kom ons gaan net aan, vers 9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. Met ander woorde, luister gou, daai woordjie in beteken, it's a pre-position, set by the Father through Jesus Christ. So wanneer jy in die gees is, sê dit in jou woord ook in die gees? Ja. As julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees, nou sê nou stop ons net daar, ek is nou in die gees gesê. Hy sê, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie, ek sê dit nie. Ek sê dit nie. Kyk hoeveel gaan verloor. Hierdie jaar, pastoor, moet die Here my help. Ons moet mense kom tot kry tot die waarheid. Ons moet sekonde kry tot die waarheid. Is jy gedoop met die Heilige Gees? Is jy gedoop met die waterbad? Is jy gedoop met die Heilige Gees? Kom ek bid vir jou. Weet jy doop niemand nie man. Jy doop niemand met die Heilige Gees nie. Dis God, deur sy Gees wat mense doop. Just, jy moet net gehoorsaam wees. Of hy jou kerk is, en of jou buurt is, en of jou familie is, as hulle nie die Gees van die Here het nie, bid vir hulle. Hy sê, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe, klein letter gees, is lewe vanweë die geregtigheid. Weereens, ek het nie niks om te doen. Hy sê, dis die geregtigheid van Jesus Christus. We became the righteousness of God through Jesus Christ. Ek en u kan in niks roem. Maar wanneer ons gees deurdronge is, ons mensgees, deurdronge is met God die Heilige Gees, sê hy vir ons hier, dan is ons dood vir die sonde. Hoekom kan die sonde ons so maklik kom omring? Sorge van die lewe en sonde kom omring ons so maklik. Sê dit nie vir my, dat ek nie genoeg Heilige Gees in my lewe het nie. Want as ek die dronge is van die Heilige Gees, is ons so, hulle sê ons daai olyf, jy wil ons so vat, hy spring weg, jy kan nie vat kry in hom nie. Jy is gesalf, jy is geseën, you full of the glory of Christ, en hierdie goed vlug weg voor jou, sonde vlug weg voor jou. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle hoor, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Ons moet vol word, sodat ons die rapture kan deelagtig wees. Ons moet nou begin elke sekond. Ons moet hom vra vir leiding. Ons moet sê, Heilige Gees, wat sê jy in hierdie situasie? Ons moet hom raadpleeg en alles. Ons moet praat in tale. Ons moet hom eer, ons moet hom ag, ons moet hom innooi. Ons moet meer van sy vrug openbaar. Ons moet waaragtig so deel word, dat wanneer ons loop dat die mense sê, this is a peculiar people. Kyk, goeie mense word nie geroep nie. Jy kan hoe goed wees, only safe people. Net die wat gered is, gaan jy op. En wie red jou? Jesus Christus. En dit stop nie daar. Jy het nie absoluut gearriveer en nou parkeer jy nie. Nou moet jy vol word van die Heilige Gees. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie na die vlees nie, om na die vlees te lewe nie, vers 13, maar as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, met ander woorde 'n proses, sal julle lewe. Want ons almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Word nie gelei deur die Heilige Gees. Of wanneer daar enige nonsens op pad langs kom, die poppe pornografie al, gaan saam met die vlees. You're not a child of God. Die pop hierdie sondaar, gaan praat vir die broer, praat vir die sussie, gaan saam met die vlees. Vloek hulle, saam met die Gees. Drink hulle, saam met die vlees.
So kan ek dit opnoem, sonde. Hoe gaan ons saam met die vlees nie maklik nie? Maar hy sê, ons moet gelei word deur die Heilige Gees. Hy sê, want julle het nie ontvang die gees van slawerny om weer te vrees nie. Met ander woorde, slawerny beteken, you are in bondage. Julle het nie die gees ontvang om in bondage te wees nie. En bondage bring vrees. Maar wanneer jy nie in die gees gewandel het nie, kyk nou maar mooi, ek ken dit baie goed. Wanneer mense my buiten opeet en hulle het nie die gees gewandel nie, en ek het al die vrug van die Heilige Gees gedinge sê, het jy al gesien ek om hulle? Maar ek is hulle is te bang met te goed. Want dit bring condemnation as ons nie in die gees wandel. Maar ons het nie die gees van slawerny. Ons het nie ontvang 'n gees sodat ek en u weer sal vrees, is ons gered, is ons nie gered nie. Wanneer ons wandel in die gees van die Here, wat ek vir julle sê, is daar geen veroordeling nie. Dan weet ek dat ek weet, en wanneer ek die woord ken, en wanneer ek optree volgens die woord, ek het my God behaag. No matter what, laat hulle jou spot, laat hulle jou bespot, laat hulle doen aan jou wat hulle wil, wandel jy in die gees. Hy sê, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Nou hier, wanneer ons in die gees wandel, dan word ons al hoe meer aangeneem as kinders van die Here. To become the full stature of Jesus Christ. Apostles. Goed, dan sê vers 16, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Jy weet wanneer jy iets verkeerd doen, as jy 'n gereide kind van die Here is, jy weet. Dan vra ek jy mooi, dit is 'n nuwe ding wat ek sien. Iemand bel my Saterdag en sê, is nogal 'n geleerde persoon, hy sê, hoe werk dit deesdae? Jy kry nou, die mense weet kom na agter, hulle doen verkeerd, maar hulle bly nie. They don't repent. Jy sien, as jy weet, jy wandel in die gees nie, hoe kan jy stop en nie gaan wegmaak nie? Dan maak jy nog steeds nie goed. As jy kom by die gees is nederig. Die gees in die werk. Die gees gaan, en hy gaan by, die gees omvrug jou in alles wat goed is. Goed, dan sê hy, ek wil graag oorgaan vers 17, en as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. En as ons naamlik saam met hom ly, sê jou woord ly, is dit 'n lekker lewe? Moet almal mooi met jou werk. Is jy 'n brandwondpasiënt? Moet almal sê, ag Tracy, jy is so oulik. En dat ek net iets anders sê, of net opstaan in my gesag en autoriteit, dan wip hy my in 'n ander stasie. Met ander woorde, daar wys hy. Hy sê ons is kinders en dan ook erfgename. En erfgename van God en mede-erfgename van name van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Kinders van die Here, ons gaan nie alles happy-go-lucky op hierdie aand nie. As dit goed genoeg was vir my Jesus, hy het versoekings deurgegaan. Die lyding wat hy deurgegaan het, ek wil nou nie veel daaroor praat nie. Die lyding wat Jesus deurgegaan het, onthou hierdie is 'n bemoediging om u te aktiveer, om die skrif te gaan bestudeer. Sodat u kan sien wie is God die Heilige Gees en wie is u in hom. Mens sien, Jesus het gelei geword deur die Heilige Gees. Hy was 24/7 gelei deur die Heilige Gees. Hy is gelei deur die Heilige Gees die woestyn in. 40 dae, 40 nagte, sonder kos en water,
En wie hom kom versoek? Satan homself. Sal ek in u staan bly? Met die bietjie Heilige Gees in ons lewe nou. Ek vra u kind van God. Ek wil huil daaroor vanmôre. Gaan ons staande bly met die bietjie Gees van God in ons lewe. Maar weet jy, Jesus was die eersteling vir alles, sodat ek en u in sy voetspore kan volg. He was the first fruit. En wat sê die laaste vers? Nou dat die duiwel alles hom gebied het. En hom versoek het. En waarmee het hy hom uitgekanselleer? Met die woord. Met die woord. Hy het nie gesê Johannes 3 vers 6 sê nie. Hy het gesê, daar staan geskrywe. Met ander woorde, Jesus het gewandel in die Gees. Want die hele skrif is ingegee deur God, die Heilige Gees. En al wat Jesus kon gebruik, was die woord, wat ingegee is deur die Heilige Gees. En die laaste vers sê, kom ek wees eerbaar met u. Ek wil u aktiveer om so vol te word van die werking van die Heilige Gees, soos nog nooit van tevore. Want weet jy, kinders van die Here, dat ons net 'n verskil het met mekaar. Dat ons net jy wil jy bedank die kerk. Number 1, betaal nie tiende nie. Dis in elk geval nie jou geld nie. Elk geval nie jou geld nie. Jy gaan nie vir my verantwoording doen. Dis God se planting nie, hy sal sorg vir hom. Jy betaal nie jou tiende nie, jy bedank die kerk, jy gaan uit die kerk, bedank jou portefeulje, jy gaan aan. Weet jy wat het Jesus gedoen? Hy het in elke situasie, toe uit die sin kom, was hy vol van die Heilige Gees. Lees van die woord sê. Hy het nie 'n bietjie agteruit gestaan en kompromie gesluit om te wandel in die Heilige Gees. Ons verloor ons joy, nommer 1. Dat daar nou net die kos in ons koskaste is nie. Wie is jou provider? Roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Laat jy net nie dit nie. Weet jy wat, ek is so kalm dat ek vir u sê, die Here het 'n werking aan my gedoen van Desember af. Ek is so kalm soos 'n daggewalm. Nou nie dat ek om rook nie, hoor. Niks kan my baffle nie. I know my God. I know His words. I know His provision. I know His mind. I know His will. I know He will and He will and He will. Tot in die ewigheid van die lewe is hy my God wat my nie sal vergewe nie. Hy sal my nie verlaat nie. Hy het goeie gedagtes aangaande my. My God gaan vir my voorsien. Nou die rykdom van sy genade wat daar in Christus Jesus is. Soos ek weer meer is in jou plan. Sien jou worries nie. It's out of my God. You see, wanneer ons lei saam met Jesus, moet ek en u baie versoekings deurgaan. Hoekom? Ons het 'n bietjie die vlees weggekaap. Ja, dit is so. En so baie van ons moet oor uit dit skryf. Want ons is agter hakskene oplig. Ken jy nou storie koöperasie storie ou genis? Hy het geloop hoor. Ja, jy het dit is toch ook gesien. Moenie genis wees nie. Die Heilige Gees was, Jesus was vol van die Heilige Gees in elke versoeking, in elke lyding. Hy het ook gesê, Vader, as hierdie beker verby my kan gaan, asseblief, maar nogtans nie my wil, nie u wil. Hy het altyd God se wil gesoek. Hy het altyd in die Gees gewandel. En daarom, wanneer hy dit nie doen nie, bedroef ons die Heilige Gees, weerstaan ons om in ons lewe, versoek ons om, en kan ons selfs teen hom laster. Waarvoor geen vergifnis is. So wanneer God se Gees hier werk, wil ek u vermaan om aan jou hand op jou mond te hou as jy niks daarvan weet nie. Gaan spot en jy laster teen God se Gees.
jy ware kinders van God word hierdie jaar. Ek het 'n paar skrifte, en met nommer 1 sê die Heilige Gees lei ons, hy bevrug ons, hy dryf duiwels uit, Heilige Gees leer ons om te bid, Galasiërs 5:22 sê, sy vrugte, dan is daar die karakter van die Heilige Gees, dan is daar sy werkinge, en dan is daar selfs sy manifestasies. Hoe het ons nie net kompromie gesluit? Ek sien die tyd het gestap, en wanneer Heilige Gees berei, sal ek volgende week aangaan, met 'n aspek van die Heilige Gees, en dan gaan ons begin bid vir mense, met die dooping, of die invulling van die Heilige Gees. Selfs die wat wel gedoop is, weer vir 'n invulling. Ons gaan afsonder, ons gaan vas, ons gaan bid, sodat ons skoon oop rein kanaal kan wees. Gees van God is wysheid. Hy sê in Exodus 31:3 sê hy, en ek het hom vervul met die Gees van God, van wysheid, verstand, kennis, bekwaamheid en allerhande werk. So as jy lei is jy nie weer, is jy nie vol van die Heilige Gees. Het jy al gesien 'n ou wat vol is van die Heilige Gees? Hy is soos op 'n warm plaas. Waar kan ek iets doen? Jy weet al nie waar my ouens is nie. Met die Gees van die Here in Judges 14:6 sê, met die Gees van die Here het oor hom Vader geraak. Hy gee selfs krag, die Heilige Gees. En hy het 'n bokkie verskeer, sodat daar iets in sy hand was, maar hy het sy vader en sy moeder nie vertel wat hy gedoen het nie. So bonatuurlike krag kom deur God die Heilige Gees. In Samuel 10:6 sê, en die Gees van die Here sal oor die Vader word, sodat jy saam met hulle sal profeteer. So wanneer jy profeteer, is dit die Gees van God. Ja. Jy kan nie eers daardeur, en dan is dit 'n eenvoudige bediening, the office of the prophet. Dr. Marius Higgins sê die office of the prophet. Dis nou die Ou Testament toe dit met Vader geraak het. Nou is ons in hom. Hoeveel kragtiger moet ons nie wees? Hoeveel te meer moet ons nie hoor, sien en doen, soos wat God die Heilige Gees. Jy toe my sê, want God het ons nie 'n gees van vrees, ons het dit gesê, maar van krag. You must be so full of the dunamis power of the living God. En van liefde, en van selfbeheersing. So voor jy jou tong uithaal, as 'n wapen, het jy die Gees van God in jou. Die woord van die Here sê, jy het ons selfbeheersing deur die Heilige Gees. If you're not a self-controlled person, be full of the Holy Spirit. Dan sê hy, maar die Gees sê, hy druk dit dat in die laaste tye sommige van die geloof afvaar geword, so hy waarsku ons. En verleidende gees en leerlinge van duiwelse aanhou, hy waarsku ons op. Ja. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord en baie verdrukkinge ontvang het, en met die blydskap van die Heilige Gees het julle dit ontvang. Is jy nog bly om na die huis van die Here te kom? Indien nie, die Heilige Gees het die pad. Okay. Ek wil my man vra, asseblief, sit vir my net 'n rustige enige. Seën en woord van God. Woord wat diep in ons harte inspreek. As jy die Gees het nie, dan het ons die God by ons. En dis die vertrooster, dis een wat hy nagelaat het om ons te help, ons by te staan. Die Here het vir my in die week met my gepraat en my woord gegee. En een van die dinge wat uitgekom het, is volg my. Toe Jesus sy disippelskap
op die aarde, op sy dienswerk op die aarde begin leef op die ouderdom van 30, het hy geloop en hy disippels gaan kies. So 3 briewe. Toe hy sy disippels gaan loop en vir hulle gesê, volg my. Wat sê die Here vandag vir my en vir jou? Volg my. Ek het die woord van volg so bietjie gaan naslaan en kyk wat beteken dit volgens die woordeboek. Hy sê naloop, agternaloop, begryp, snap. So dit baie meer betekenis as net van volg. Net om agterna te loop. Hy sê hierso voortvloei uit, langsloop, gaan, daarna, later kom, naboots. En dis die een wat ons na moet kyk vandag, is die naboots. Wie moet ons naboots? Jesus Christus. Want hy is die voorbeeld van wat ons moet wees. Ek wil gou 'n stukkie uit Josua uitlees, wat Josua gesê het, kom uit sy hart uit. 40 jaar was ek oud, toe Moses, die knegt van die Here, uitgegaan het, my uitgestuur het, van Kadesh Barnea, af om die land te verken, en ek het hom berig gebring, soos dit in my hart was. Maar my broeders, wat saam met my opgetrek het die hart van die volk laat versmelt, terwyl ek volgehou het om die Here my God te volg. Joshua het al God gevolg, Moses het God gevolg, hulle het gedoen wat die Here vir hulle gesê het. En ons moet dit vandag nog doen, ons moet hom volg. Dan sê hy verder hierso, ek kan die laaste stukkie lees van vers 9. En Moses het toe vir hom gesê, hy sal erf, hy sal kry dit wat waar hy sy voete neergesit het. En Joshua het dit gekry, hy sê, en hoekom sê Moses dit vir hom? Omdat jy volgehou het om die Here my God te volg. Ons moet die Here volg. En een van die goed wat Jesus ons gegee het, was die nagmaal. En het gesê, so dikwels as wat julle saamkom. En Jesus self het die nagmaal gedoen. So wat moet ons doen? Ons moet hom volg. En hy sê vir ons dan in Johannes, ek weet die ding fout, ek wil makliker in die hande kry. Johannes 10, vers 4. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Ken jy God se stem? Ken jy Jesus se stem? Want 'n skaap gaan jou nie volg as hy nie jou stem ken. Ek het Jesus se stem leer ken baie jare terug. En ek het begin volg en ek het begin doen. En die Here stel 'n mens aan waar dit nodig is. So stel hy elkeen van julle aan op 'n plek. Ons het nie elkeen na ons eie plek nie. Ons is aangestel op 'n plek waar die Here ons bestem het om te wees. Dan sê hy vir ons in Johannes 5 vers 24, Voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dode in die lewe. En dit pas in by pastoor Ansie se boodskap vanoggend. Wanneer ek die Here aangeneem het en ek leef volgens die Gees, ek leef na die Heilige Gees wat my lei, dan het ek die lewe. Maar as ek nie die Heilige Gees inbring saam met dit wat die Here vir my beskik het nie, dan het ek die dood. Dan die laaste ene wat ek vir julle wil lees, en dit is 'n waarskuwing wat saam met die volk gaan. Hy sê, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Is jy God waardig? Is jy daar om te doen wat die Here vir jou sê? Om te doen wat die Here vir jou bepaal het? En dan wil ek net hierso 'n stukkie lees wat ek die Here op my hart gelê het gisteraan. Ons moet na die herder se stem, die woord van God, luister en glo wat hy ons leer en volg soos hy ons gelei word. Deur die herder, dan sal ons Psalm 23 beleef. Soos in heeltemal. Want waar is die kalmte? Dis met die Heilige Gees in my hart, wat my lei en my kalm na groen weivelde toe vat, na water waar daar rus is. Dan sal ons dit beleef. Dit is waar wat soos pastoor Ansie sê, ons gaan nie vuishoue van hierdie lewe kry. Ongeag, ons gaan deur ruwe terreine moet loop, om by daai strome van water rus te kom, by die gras, die groen weivelde. Hy sê, en dan een van die goed wat Jesus ingestel het, soos ek al reeds genoem het, was die nagmaal. Hy het vir ons die nagmaal gebring as 'n voorbeeld wat ons moet volg.
Want as ons die brood neem en ons dit eet, is dit tot herstel van ons liggame. As ons die wyn neem en ons drink dit, die druiwesap, dan is dit herstel tot ons gees. Want wat het ons leef in die vlees, met die vlees, maar in die gees. Ons moet die gees leef, ons moet dit inneem en ons moet dit vat en ons moet die herstel kry, wat Christus vir ons bestel het met die nagmaal. Die nagmaal is nie daar, net om gebruik te word om ons te sis nie. Om my gewete te sis. Want as ek nou dit doen, dan gaan ek 'n las oor myself bring. Ek bring 'n vloek oor myself. En ek wil nie met 'n vloek in my loop nie. Ek wil nie wees soos wat pastoor aansien hulle op die amprobilasie gesê, van die jou kop afsak en sê, vergewe my, maar ek het nie gedoen wat reg is nie. Wanneer ek hierdie nagmaal gebruik ek tot eer van die Here. Dan kom ek vry, soos wat die Here dit vir my beskik het. Sodat ek sy stem kan hoor en ek hom kan volg. Dat ek kan naloop dit wat hy vir my nagelos het. Dat ek die eer aan die Here kan bring vir elke dag in my lewe. As ek opstaan in die oggend, dan sê ek, Here, hier is hy. Wat moet ek doen? Praat met my dat ek U kan hoor, dat ek kan loop waar U wil hê ek moet loop. Die woord sê ook vir ons beplan ons weer, maar die Here rig ons voetstappe. Hoe is dit? Want ons luister na die stem van God en ons volg hom na. Wie van ons is bereid om hom te volg? Om te luister na die Gees. Dat ons sal wees soos wat dit moet wees. Wanneer ons iemand met ons praat en die Heilige Gees praat met ons, ons luister ons ook goed hoor. Ons moet nie skaam wees vir die Heilige Gees nie. Dat ons die eer vir die Here gee. Kom ons lei ons oor en vir ons die seën van die Here oor die tafel.